Goeiemôre gemeente. En die Here groet jou vanoggend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Here, dankie vir hierdie kosbare mense wat broers en susters is. Dankie vir mense wat daar is wanneer mense hulle nodig het, wat tyd maak om te kom en te kom help. Here, dankie dat ons kan deel wees van 'n familie wat aan U behoort. Omdat U naam oor ons uitgeroep is, Here, en dit kosbaar is om so saam te kan wees tot U eer en ons lof aan U te kan besing en ons harte oop te maak tot U en weer te kan besef, Here, wie ons is voor U en wie U is, Here. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons elke naam wat Stefan vanoggend genoem het op daai lys, Here, dat ons elke persoon met elke behoefte voor U kan kom plaas vanmôre. Want U is ons skepper. U weet wat ons nodig het. So ons bring al hierdie behoeftes voor U en ons kom lê dit voor U neer, Vader. En Here, ons verklaar weer vanoggend dat ons in U vertrou. Want ons weet dat U ons Vader is. Dankie, Jesus. Help ons om ons ingesteldheid so te hê vanuit ons hart uit, dat ons nooit vergeet wie ons is in U nie, en dat U na ons kyk en dat U weet. U ken elke hartklop, U ken elke asem wat ons inasem. Wat 'n voorreg om U Vader te kan noem, Abba Vader. Ons smag na meer intimiteit met U, Here. Dankie, Koning. Dankie, Jesus. Ons eer U en ons loof U. Dankie, Papa. Amen. Psalm 2. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smee die nasie planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand. Die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê: Kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toorn, in sy gramskap jaag hy hulle op loop. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê: Jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Vra my en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou yserscepter, hulle flenters slaan soos 'n kleipot. Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regerders van die aarde. Julle moet die Here met ontzag dien, hom met vrees en bewing toejuig en hom onderdanig wees, sodat hy nie toornig word en julle op die pad omkom nie. Want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek. Ja, ons sê dankie vir Nina. En ons fokusvers is vers 4. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. En ek dink daar was ook die oorwinning is verkondig, is verklaar met hierdie lofprys en aanbidding. Vrydagoggend by mannegroep het ons ook net gepraat hoe belangrik lofprysing, aanbidding is. En vanoggend het ek dit ook so ervaar nie, dat ons 'n hemelse perspektief, God se perspektief op ons lewens kan kry. As ons Here so loof en prys, want ons aanbid die almagtige God. Want hierdie wêreld, is mos maar in 'n magstryd. Dis waarvan hierdie Psalm ook praat. Daar's absoluut 'n magstryd aan die gang in hierdie wêreld oral. Jy hoor oral van oorloë, dink almal weet van die Oekraïne, maar daar aan die gang is, aan die weste is ook eintlik maar betrokke, en dan nou Rusland en Oekraïne is my amper maar hierdie pion tussen hulle. Die hele tyd 'n magstryd aan die gang. Nie magstryd in die politiek, magstryd in ons gemeenskap. Ons het die afgelope tyd gehoor hier in Westbury en ook na die omringende omgewings, soos Claremont en Newlands, die bendes, wat gaan oor magstryd, waar The Fast Guns, wat 'n naam,
dis 'n leier doodgeskiet is in sy regterhand en nou wil hulle oorlog verklaar nie. En ek hoor nou, en ek weet nie, dis dalk net rumors, maar môre is dit nou oorlog en so. In elk geval as jy wil oorlog maak, jy iets weet daarvan, gaan dit oor verrassing. Jy gaan nie vooraf sê dan gaan ek oorlog maak nie, ek meen. Maar het gaan oor magstryd en om vrees, in die gemeenskap te versprei. Ek meen dit is so hier, selfs hier naby ons, waar Louis, Gerard en Susan se seun Benedette het 'n alfa kursus beplan wat sou begin het donderdag, daar by Dani van Sail, agter Dani van Sail saal. En hulle kon nie gaan nie want dit is te onveilig. En toe gebedsbyeenkoms gehad hierso by Bergbron. En julle gaan donderdag weer, heel waarskynlik. Ja. Dis reg. Nou die goed wil 'n ou amper oorweldig, En hierdie week was ek op 'n stadium bietjie oorweldig oor die omstandighede en wat in die wêreld aangaan. Ons hoor selfs ook by die Burger Hoërskool Jean-Marie, sy is ook 'n lidmaat van Linden Gereformeerde Kerk en sy is ook betrokke in die oorwinnaarsbediening. Ons kontak by die Burger Hoërskool. Sy sê daai losbandigheid, en bandeloosheid het oorgespoel na die Burger Hoërskool. En natuurlik die kinders kom van daar af, Sy het net haar klaskamer verlaat om fotostate te gaan maak en toe sy terugkom is dit net graffiti, teen die deur en mure. So gaan dit aan, en dan dink jy, wat gaan aan? En mens wil amper moedeloos raak, as jy kyk hoe wat aangaan hierdie magstryd. En in Psalm 2 ook, hierdie psalmdigter, hy was bewus van die wêreldmagte wat saamtrek. Moenie dink, dit wat ons beleef is nou uniek in die wêreldgeskiedenis, daar was tye wat nog baie erger was as hierdie. Hy is bewus van wat aan die wêreld aangaan, hoe magte en nasies teen mekaar veg in 'n magstryd, soek die mag. En dan sien hy dit eintlik raak, hierdie magstryd en opstand teen Israel. Hy praat spesifiek hoe Israel, die nasie staan op teen Israel, was eintlik 'n opstand ook teen God van Israel. Eintlik wil mense God se mag afgooi. God se autoriteit, seggenskap wil ons afgooi van ons lewens af. En daarom hy sê daarvan, kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Dis wat in die nasies, dis wat in die wêreld aangaan. Wil eintlik God se juk op die einde afgooi. Dit is waaroor gaan. God plaas autoriteitsfigure daar en liggame daar, om die samelewing in stand te hou. En as die goed so gebeur, dan is dit eintlik om God te wil ontroon. Dat God nie meer seggenskap oor my, want van die begin af wil die mens mos self God wees, Dis hoe Adam en Eva verlei is, julle sal soos God wees. 'n sataniese idee. Julle sal soos God wees. En dis eintlik wat die mense wil doen. Ons wil soos God wees. En daarom vra hy die psalmdiger, waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smeer die nasies planne en dit te vergeefs? Net die wêreld probeer God uitskuif. Maar ons moet ook nie net so na die wêreld kyk en die wêreld veroordeel nie. In ons eie lewens ook. Hoeveel keer probeer ons ook nie God uitskuif nie? Ons weet wat sê God se woord, maar ek doen dit my manier. Nog steeds dink ek, dit wat ek dink is beter. En dit is wat ons so ook, so oor 'n oorwinnaarsnaweek, kyk ons, wat glo jy, wat leef jy in verskillende areas van jou lewe, en dan word dan wel gewys, maar daai is 'n leuen. Konformeer, kom onder God se gesag, dan kom God se seëning ook oor jou. Sy veiligheid, sy sekuriteit oor jou. Buite God se wil, God se woord, sy wet, is nie beperkend nie. Dit is beskermend. God gee sy woord en sy wet selfs, en sy wet selfs nie om jou lewe te beperk nie, maar om jou te beskerm, die geseënde lewe kan lei. Maar erken ons dit in al my areas van my lewe, dat ek sal buig en sê, maar weet wat, dit is beter om te vergewe. Is ek bereid? En sal ek ook, my ander wang draai? Sal ek ook sê, wat gaan nou deesdae aan, die postmoderne mens, en dis baie keer in die kerk ook, ons skep ons eie waarheid. Daar is nie meer 'n absolute waarheid nie, my waarheid nie, wat vir my waar is my waar. En jy het 'n ander waarheid. En dis hoekom alles net kan gaan, want dis my waarheid.
En hoeveel angs en onsekerheid bring dit in hierdie lewe, as ons nie meer 'n absolute waarheid het nie, waarin ons alles kan meet nie. Net dan is dit chaos. Dan kan jy sê, vandag voel ek soos 'n vrou in 'n man se liggaam. So ek gaan daar by dames toilet in. Weet ons het al 'n paar keer oor die goed gepraat, nie, hierdie transgender en die goeters. Want dis my waarheid. Dit bring onsekerheid. Buite God se woord, ek het dit so gesien, keer op keer in mense se lewens, buite God se woord, nee, is daar onsekerheid, is daar angs. En dis baie keer in my eie lewe ook, omdat ek buite God se wil is. Nee, man, mens moet daarom eers die huwelik toets voor ons gaan sê ja, voor die dominee en voor ander mense. Glo ons wat die Here sê, wat die beste is. Dat 'n seksuele verhouding net in die huwelik is, en net vir die huwelik bestem is, want daar is beskerming, daar is seëning. Glo ons die goeters. Ons moet net onsself ook toets aan God se woord. Ja, en baie keer gaan dit ook oor ons gemak, nê? Dit is omtrent waaroor die 21ste eeuse mens gaan, nê? Dit is oor gemak, wat pas my? En ek sal net doen wat my pas. Net gaan oor hoe gemaklik ek kan lewe, en baie keer, en dis mos maar by die prosperity gospel ook, nê? Die Here moet my net seën, dit gaan oor my gemak. Nee, dit is nie, dan dien jy nie die Here nie, dan is jy Here. En daarom, baie keer hierdie waarom is ook ons waarom, nee, ons raak beangs, nee, hier waar alles gelos word, nee, God se woord word een kant toe geskuif, nee, daar word angs, daar is, onsekerheid, en dis baie keer ons waarom ook hierdie, wat hier staan, in Psalm 2, vers 1. Maar as jy die Psalm lees, kom jy agter, hierdie, die toon, nee, die stemtoon van hierdie waarom, in Psalm 2, is nie die stemtoon van angs en van onsekerheid nie. Dit is die toon, nee, van troos. Daar's troos. Nee, waarom gaan hulle so te kere? Nee, waarom? Is net beangs. Maar eintlik is dit nie hoe dit gevra is. Ag, waarom gaan hulle so te kere? Wat probeer hulle doen? Dis meer die stemtoon van hierdie waarom in Psalm 2. Dis troosryke stemtoon. Die digter is bewus van die opstand teen God en teen Israel, maar dit ontstel hom nie. Psalm 2, dit ontstel hom nie. Nee, want agter die werklikheid wat ons so met ons oë kan sien, is daar 'n groter werklikheid. En wie is daai groter werklikheid? Dis God. Hy staan bo alles. En sy raadsplan bly voortbestaan. Dit staan vas, dit kan nie verander nie. God bly in beheer van die wêreld en van alles. Dis die werklikheid. Nee, alles wat hierdie mense aanvang, nee, en wat hierdie bendes aanvang, dit loop uit op niks. Een word doodgemaak, en sy vervolg nie wat hom opvolg, en moet hy ook, en dat het ook weer klaar. Wat se angs en onsekerheid, ek moet jou daarbo bly, ek moet 'n regterhand hê en 'n linkerhand hê wat my beskerm en al daai dinge. Dit loop uit op niks. Vers 4, en dis die fokus, dis die evangelie, hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hierdie mense wat so magsigtig is, en wat mag soek. Hy lag hulle uit. Nee. Hy spot met hulle. Wat probeer hulle doen? Jy kan daai dik, goue ketting om jou nek dra, en daai dinge, nee. Eintlik moet mens jammer voel, en bid, dat hulle tot bekering kan kom, al ry in die mooiste BMW, of wat ook al. Eintlik moet jy kan sien, wat buite, verby buite kyk, en kyk wat in die hart aangaan. 'n duisternis, 'n alleenheid, 'n angs, want wie gaan my plek wil vat? Wie bedreig my lewe? En dit moet ons raak sien. Nee, God lag vir die opstandigheid van die volkere. In Jerusalem het God sy koning agter wie hy staan en oor wie hy sy hand hou. Nou die konings in Jerusalem is nie sulke wêreldheersers gewees nie. Ek dink die grootste heerser was seker Salomo, nee, wat die grootste ryk gehad het nie. Nou dink mens, hoekom praat hy van die koning in Jerusalem?
Dit is eintlik omdat die koning wat deur God aangestel is in Jerusalem, is 'n manifestasie, is 'n uitdrukking van God se geestelike heerskappy wat oor die hele aarde strek. En dis nou simbolies. Kyk, hy regeer in Jerusalem. Dis 'n uitdrukking ook in die fisiese wêreld, hulle dit net kan sien. Maar God hou sy hand oor daai koning, en Israel het voortbly bestaan. Wat vir my die snaakste is amper of die hele wêreldgeskiedenis, die vrede van die wêreld draai rondom wat gaan in Israel aan. Wat gebeur in Jerusalem? Daar's soveel magte wat daar veg en hulle moet vrede kry. En dis 'n uitdrukking van iets groter. Ons moet die geesteswêreld kan raak sien en verder kyk. Die vrede van Israel is ook eintlik ons vrede, nou amper nog vandag nog, is 'n wêreldse vrede. Daar's baie meer, dis 'n uitdrukking van God se heerskappy, al is dit net daar in Israel, wat nie 'n baie groot land is nie. Ek was nou nog nie daar nie, ek moet nog gaan, want is Israel nie kleiner as die Kreerwoltuin nie, of so groot. Arnold, jy was mos daar gewees, maar Arnold hoor my nie. Hoe groot is Israel omtrent, soos die Kreerwoltuin? Bietjie kleiner, nog kleiner, ja. Maar sy uitdrukking, God regeer in die geesteswêreld. En hy hou sy hand oor die koning. God se raadsplan staan vas en is seker, en God lag, want die finale werklikheid is sy koninkryk. Reg deur die wêreldgeskiedenis kan jy sien, dit gaan oor God se koninkryk. Mense kom en hulle gaan, koninkryke kom en gaan, maar God se koninkryk bly voortbestaan. En ons as kerk is 'n uitdrukking daarvan. Nog nooit gesien dat duisternis lig kan verdryf nie. Lig verdryf altyd duisternis. Al weet jy ook hoe donker duisternis, dit kan nie lig verdryf nie. Sit net nou kersie aan, dan skielik, dan moet die duisternis gaan. Ek het ietsie daarvan beleef die naweek, Sekunda's mos nou langs Sasol. En dit is in die aand, Vrydag aand gewees nie. Ons staan daar, was so binnehof, en ons sien net hier die gloed. En toe is dit Sasol, hulle het seker koorstene wat net seker vlamme uitkom. En dit verlig die hele plek. Ek kan dit nie glo nie. Lig verdryf altyd duisternis. Duisternis sal nooit lig kan verdryf nie. Daai vlamme is nie groot nie, maar ek moet vir jou sê, dis ver. Toe ek hier in Johannesburg inry, toe kyk ek rond of ek nie nog steeds daai vlamme se lig kan sien nie. So helder was dit. Lig verdryf altyd duisternis, en dit moet ons weet. Die evangelie praat van lag. God wat lag vir hierdie mense wat so magsugtig is. Hy lag, hy spot met hulle. Dit is die evangelie. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit, die Here spot met hulle. En gewoonlik is hierdie psalm gesing, en dit spreek van wanneer 'n nuwe koning sy troon bestyg daar in Jerusalem, en dan wanneer 'n nuwe koning gekroon word in Jerusalem, dan die onderhorige onderhorige volke sien dit as 'n geleentheid om dalk nou die juk af te gooi van Israel, om hulle onafhanklikheid te herwin. Maar God staan agter die koning in Jerusalem. God gee aan hom mag oor al die volkere, en sy mag is tot die eindes van die aarde. Tot die eindes van die aarde sal sy eiendom wees, sê die psalmdigter. Nou wonder mens, watter koning van Israel, van wie praat hy, Soos ek sê, Salomo, Dawid, maar die ander konings was maar kleinerig geweest, Hulle is eintlik onderdruk. Maar eintlik wys dit heen na die ware gesalfde van die Here. En wie is dit? Wie was God se ware gesalfde? John Roux, eerste span rugby. Daar sê Jesus, hy is in God se eerste span in die koninkryk ook. Jesus is eintlik, dis eintlik 'n profetiese vooruitkyk na God se ware gesalfde wat gaan kom, Jesus Christus. Wat se koningskap alles omvat. Die hele wêreld tot die eindes van die aarde is sy eiendom. En
En wat so snaaks is, net daai eerste lied waarmee ons die lofprys aanbidding begin het, praat van daai duisternis, En dit is ook eintlik 'n Paasfees gaan eintlik 'n fees van duisternis. Dit lyk of dit donker word, Jesus word gekruisig. In die wêreld se oë was hy eintlik nog 'n swakker koning, Jesus, Sy swakker koning as die koning in Israel, die koning in Jerusalem. Waar is Jesus gebore? Nie in paleise nie. Daar was nie 'n plek vir hom gewees nie. Hy is in 'n stal gebore. Hy moes vlug na Egipte toe hy nog 'n baba was, moes sy ouers met hom vlug. Hy was eintlik 'n swakker koning, lyk dit, En dis hoe ons moet kyk na die wêreld ook en die nuus wat jy hoor hierdie week ook, Ons moet verby dit kyk. Daar's 'n groter werklikheid. Want dit gelyk of God verloor. Jesus verloor. Hy moes heeltyd vlug. En op die einde skree almal kruisig hom. Hulle spoeg op hom. Hulle slaan hom. Sit vir hom 'n doringkroon op sy kop. Hulle kruisig hom. Dit lyk verlore. Maar toe is God eers besig om te wen. Toe is die Here besig om sy koninkryk te vestig en die bose, Satan sy magte finale nekslag toe te dien. Sy is klaar met julle. Jesus staan uit die dood op. Hy oorwin die wêreld, die sonde, Satan, die dood, alles het hy oorwin. Daai tyd dink ek ook, het die disippels, hulle seker so opgekyk na Golgotha, sê, daar hang ons leier, maar hulle het seker nie opgekyk, maar hulle het gehardloop, nog bang ook gewees. Waar gaan ons hoop nou vandaan kom? En toe was God besig om te wen. Paulus sê mos ook, in my swakheid kom God se krag tot uiting. So, ons moet geloofsoë kry, geloofsoë sien. Jesus op die einde, as hy opvaar na die hemel, dan sê hy, ek het alle mag in die hemel en op die aarde. En hoe regeer Jesus ons? Hy het al die mag, maar hoe regeer hy ons? So anders as die wêreld. Die wêreld wil skiet en doodmaak met mag, Jesus regeer met liefde, genade. Dit is so anders. Mense van die koninkryk, ons gaan al hoe vreemder raak in hierdie wêreld. Dit gaan al hoe moeiliker raak om elke keer 'n besluit teen die wêreld se manier te neem, sê maar ek tree nou so op. Dit gaan al hoe moeiliker raak, vreemder raak, die einde kom nader. Die Here sê dit vir ons in sy woord. En jy moet weet, ons moet anderster dink. Nie die wêreld se manier volg nie. Jesus regeer genade en liefde. As hy homself openbaar in Matteus 11, dan sê hy, almal wat moeg en oorlaai is, en kom na my toe, kom vind rus, my juk is sag, my las is lig. En wat sê hy dan van homself? Hy kon gesê, ek is God almagtig, die hele skepping het deur my tot stand gekom, maar wat sê hy? Hy sê, ek is sagmoedig van hart, sagmoedig en nederig van hart. In die wêreld se oë klink dit nie, om sagmoedig en nederig te wees, klink dit nie na 'n goeie eienskap nie. Die Here werk net anders. Dan, so Psalm 2 is eintlik 'n vrolike lied, 'n opgewekte lied. Die digter kan sien God lag en nou kan hy saam lag, want God lag vir wat die wêreld aangaan. God het hom tot hoop bevry. En geloof, vir ons ook vandag, wat beteken geloof? Is om saam met God te lag vir hierdie dinge. Nie om moedeloos te raak en self in 'n gat te val oor dit wat aangaan in ons land en dink is verby en jy moun saam en goeters nie. Nee, is om saam met God te lag. Want ons vertrou op hom, ons hoop is in hom. En ons dra dit dan uit na die wêreld. Wie gebruik God? Wie het hy gebruik om die hele wêreld te verander? As ons dink aan sy 12 disippels, ek glo nie vandag, daar sal 'n maatskappy wees, wat sulke, daar's mos baie dinge oor leierskap, en hoe om besighede te verbeter, en selfs kerke te verbeter. En ek dink nie, kerkleiers of 'n leier van 'n maatskappy of wat, sal aanbeveel word, deur iemand wat weet van leierskap, om daai ouens te gaan kies, om jou besigheid te verander, wat nog van die wêreld te verander. Ons dink, wie was hulle? Vissermanne, was arm geweest, nie eens geld gehad nie. Dan nog onder mekaar beklei ook hierdie paar manne.
Hulle was nie eers geleerdheid gehad nie. Hoekom kies sulke mense? Jy sal nie sulke mense kies nie. Maar dis hoe die Here werk. En hy gebruik hierdie manne, hierdie 12 disippels, een verraai hom ook nog, om 'n wêreld te verander. Dat selfs ook die Joodse kerkleiers het besef ook, toe hulle vir Petrus en Johannes so inroep en sê, hoekom praat julle oor Jesus? En hulle sien die insig en die wysheid, besef hulle, maar hierdie is ongeleerde manne, hier is iets aan die werk. God werk. God, wanneer ons swak is, dan werk die Here deur ons. Kom ons gaan met ons swakheid na die Here toe, want dit is wat nederigheid beteken. Ek besef, ek kan dit nie doen nie, maar God kan dit doen. En as ek in hom glo, kan hy my gebruik om 'n wêreld te verander, om my werksomgewing te verander, om ons gemeenskap te verander. Maar dis 'n afhanklikheid van die Here, dis nie omdat ons so slim is, en soveel geld het, en soveel talente het nie. God moet dit kom doen. Gebed, kom ons vertrou hom, volhardend bly bid. Dis nederigheid. Nederigheid is goed geplaaste vertroue op die regte plek. Vertroue nie in myself of my vermoëns of my bankrekening of my grade nie, maar vertroue in God. Dis wat nederigheid beteken. Deur God is ek tot alles in staat. Ons kan ook nie altyd ons werklikheid verstaan nie. Maar onthou, Jesus het die laaste sê. En vra vir hom om jou werklikheid, om sy werklikheid te openbaar. Daar gebeur dinge, daar siektes wat ongeneeslik is, blyk ongeneeslik is. En dan verstaan ons dit nie. Want ons 'n oop pad na God. Jesus het die pad oopgemaak. En ons kan vra, Here, wat is u werklikheid vir my lewe? Wat is u waarheid vir my lewe? Ek in die week gaan draf ek, en ek draf so verby die Burger Hoërskool. As ek ook, dis maar swaar, trek swaar op my hart, die skool. En ek draf en daar's 'n man, ek dink hy seker so omtrent my ouderdom, wat hierdie trollies, wat herwinning doen met trollies, maar ek het hom nou al 'n paar keer gesien as ek draf, en ek het net gevoel ek moet met hom praat, en ek stop. Ek sê vir hy sê toe, sy naam is Casper. Hy sê ja, ek sê hallo, hy sê ja, wat is jou naam Casper? En ons begin praat. Ek sê, weet wat, die Here druk jou op my hart. En ek wil vir jou bid, waar bly jy? Hy sê in Claremont, en hy sê van 1979 doen hy al die trollies, jy weet, wat hy in die gemeenskap rondloop en herwinning doen en so, van 1979. Maar hy sê die Here voorsien. Die Here sorg vir my. En ek sê, kan ek vir jou bid? Hy sê toe ja, en ek bid vir hom, en vra die Here om seën en sal voorsien in sy goeders. En toe ek klaar is, toe sê hy, maar ek doen dieselfde. Sê hy doen dieselfde. Wat jy nou doen ek ook. Ek loop hier, en ek bid vir die skool, en as ek bid vir mense, en as die skoolkinders uitkom van hulle, ek getuig teenoor hulle, en sê, maar draai terug na die Here toe, en so. Verstaan nie wie gebruik die Here almal? Ons kan baie keer verby dinge gaan en dink, net iemand wat sukkel of wat ook al. En dis die Here se agenda wat hy daar geplaas het. Om die duisternis weg te dryf. Want die lig verdryf die duisternis. Ons moet mekaar nie na die vlees identifiseer nie, maar na die gees. Ons moet tyd maak in hierdie week, mense met wie jy paai kruis, en ek het hom al hoeveel keer gesien, nou nooit die tyd gemaak nie. Soos nie dat ek sê, ek is nou so great nie. Maar ek besef net, ons moet tyd maak, as mense se paai ons kruis, moet ek tyd maak, ek hoef nie my 2 kilometer of wat te draf nie, dit kan 'n bietjie aan, ek kan maar stop. En tyd maak, om God se liefde te wys vir iemand. En dit is hoe ons 'n gemeenskap gaan verander. As ons kerk daar buite is, en tyd maak, hierdie week gaan God mense op jou pad plaas, en waarvoor? Met 'n doel, sodat jy Jesus se liefde aan hulle kan wys. Sy liefde aan hulle kan bedien. Dit lyk klein, op die oog af, soos die wêreld, maar kyk verby. Die Here kan jou gebruik.
En daai klein bietjie wat jy doen, kan die Here gebruik om 'n groot verandering te bring, om herlewing te bring in hierdie omgewing. Lewe God se liefde. Almal met wie jy paaie kruis hierdie week, is met 'n doel. Lewe God se liefde. Ek dink nou net sommer vinnig, ek het iewers 'n ding gelees, kerkleiers.com of so iets, nê, van hulle het teologiese studente gesê, hulle moet preke voorberei oor die barmhartige Samaritaan. Nee, en dan moet hulle dit kom lewer, die studente, op 'n plek. Weet in 'n lokaal van die universiteit. En 'n hele klompie studente wat moes doen, en toe hulle daar kom, toe sê hulle, gats, die plek het verskuif, jy het net 5 minute om daar te kom. Die ander plek waar jy die preek moet lewer oor die barmhartige Samaritaan. En dan op hy pad het hulle iemand geplaas wat in nood is. En hy studente het gegaan, weet dan, een vir een. Kom, nee, ek moet skuif, jy moet vinnig, jy moet daar kom. 5 minute om by die ander plek te om te preek. En dan op die pad is hierdie ou wat absolute nood is en so, wat daar lê en so, nê. En hulle sê van daai student het selfs oor hom getree, om betyds daar te kom, om die preek te lewer oor die barmhartige Samaritaan. Dink 1 of 2, die meeste het gestop, sê jy alright, die ou wat hier is. En dit is hoe ons lewe, ons westerlinge. Ek het 'n doel, ek moet dit gaan klaarmaak. En ek mis die geleenthede wat die Here op my pad plaas, waar hy my wil gebruik. Want ek moet my 2 kilos hardloop, of hoeveel ook al. Christian, hoeveel hardloop jy nou al? Nee, ek moet nog ver pad om te gaan. So daar's baie geleentheid op jou pad nie, om te stop. My pad is nie so baie geleenthede nie. Ja, so kyk wat die Here op jou, waar die Here jou wil gebruik. Jy's sy agent hier. En dit kan die wêreld verander, soos hy daai disippels gebruik het, om die wêreld te verander. Jesus is ons oorwinnaar, en daarom kan ons nie meer 'n ander Here dien nie. Sodra jy Jesus en iets anders te probeer dien, jy plaas jou vertroue in Jesus en byvoorbeeld in iets anders, in geld of jou werk of wat ook al nie, gaan dit nie werk nie. Want hy alleen is die Here. Hy is 'n jaloerse God. Ons vertroue moet net in hom wees. Net hom dien en volg. En daarom ook, as sy woord een ding sê, maar my verstand en die wêreld sê 'n ander ding, dan moet ek doen wat die woord sê. Want net God is Here. Hy weet die beste. Hy weet alles. En wie by God skuil, sal genade ontvang. Eindig die Psalm mee. Wat staan, dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek. Nee, sonder Jesus is daar geen rus, is daar geen lewe nie, daar's nie vrede nie, daar's nie geregtigheid nie, sonder Jesus. Dit sien ons in die wêreld. Daar is nie lewe in die wêreld nie. Daar's nie rus nie, daar's nie vrede nie. Daar is nie geregtigheid nie. Ek dink die onreg raak so erg. Nee, soos die wêreld mag soek. Wat vir my die snaakste is dat ek sien baie keer in die verkeer, nee, as daar 'n polisie voertuig, nee, met sy sirenes afgaan, verbygaan, nee, weet hy moet vinnig by 'n plek kom, dis die polisie, nee, dis die polisie, en my daar was ek bang vir die polisie nie. Hulle gaan verby, weet wat doen die karre? Agter daai voertuig. Nou gaan hulle ook vinnig daar uitkom. Ek sou dit nooit gewaag het in toe die polisie nog polisie was. Ekskuus, nou dink dit. Maar dit is die bandeloosheid, nee? Jy sal agter daai sirene aanry, want nou gaan jy ook vinniger by jou bestemming kom. So, dit voel net, daar's nie geregtigheid in die wêreld nie, maar Jesus maak ons vry om te kan lag saam met God. En ek lag met 'n traan en op die einde te bid vir daai mense wat so magsugtig is, dat hulle tot bekering kan kom. En so ek sê, daar's 'n groter werklikheid, dit lyk baie keer nie so nie, as ons so kyk na alles, en ons het vra, nee, ons het ook vra oor ons eie lewens en so. En
En jy kan dalk ook vanoggend hier sit en voel, maar Here, watter kant toe? Hoe moet ek maak? Ek weet nie. Nee, maar weet, God se werklikheid is groter as dit wat jy nou sien en beleef. Dat die Here vir jou sal wys. En Karina, jy druk op my hart. Want ek weet dis 'n moeilike tyd. Sal iemand daar by Karina gaan hande opsit. Want Marius se werk het hom verplaas Kaap toe. Daar's onsekerheid, nuwe plek, nuwe werk en ek weet Karina, jy het jou besigheid hierso en jou familie is hier, julle is gesettel hier en ek weet dit is 'n moeilike tyd. En ek wil bid dat die Here vir jou sal wys. Dat hy vir jou sal wys en vir Marius en Nina Marie. Kom ons bid vir Karina. Here, dankie dat ons met al ons dinge na U toe kan kom. En dat U ons in 'n geloofsfamilie geplaas het, Here. Waar ons mekaar se laste kan dra. En ook wanneer daar's tye, Here, wat ons nie weet watter kant toe nie. Ek dink nou sommer net aan Johannes die Doper. Toe hy daar in die tronk is, hy ook gevra, Jesus, is U die een wat moes kom? En hy het sy disippels na Jesus toe gestuur. Dan weet ons nie. En dis nie 'n teken van ongeloof as ons onseker is nie. Here, dis reeds omdat ons glo, dat ons vra. Want op die einde, toe Jesus geantwoord het, sy disippels, toe sê Jesus, daar's geen groter man as Johannes die Doper, op aarde nie. En Here, dis wat ek bid ook vir Karina ook. Vir haar en Marius en vir Nina Marie. Here, U ken hulle hart. U weet, Here, Karina wil net U volg. Sy wil net doen wat die beste is, Here. Ook vir Nina Marie en vir hulle huisgesin. Openbaar aan haar, Here. En vir Marius, saam dat daar eenheid sal wees. Wat is U werklikheid? Wat is U wil? Wat is U waarheid? Kom vertroos, kom versterk haar, Here. Hou haar vas. Dankie, Here. Ons weet ook, Here, U antwoord ons gebede. U gee vir ons leiding. Ons lewens is in U hande en hierdie kosbare gesin wat ook vir ons as gemeente so kosbaar is in U hande. Bid U seën oor hulle in Jesus se naam. Amen. En ontvang die koning se seën. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.